welcome back. You're watching Goeiemorgen, good morning. It's time now to talk finances. The stock markets are open and we're going to hand over to Tace for a segment we call the Bull and Bear Report. En as geen ander manier om te begin nie, natuurlik. Kom jy dansie. As dit net 'n bietjie langer was, nee, ons los dit. Ja, baie dankie. Die markte is nie oop vandag nie, want dit is 'n vakansiedag. Ons is baie verlig, veral iemand soos ek. Jy weet, soos Sofie vandag te werk nie, daar's geen skokke op die markte nie, maar as ons gaan kyk, die Asië-markte het reeds al oopgemaak en dan was 'n indrukwekkende spring van die goudprys. Ek weet nie of een van julle het agtergekom het nie. So daai kreerrandjie wat jy weggesteek het, hy werk lekker vir jou. Ons gaan nie die R50 druk nie, want hy het weer eens R50 gegroei. Okay. Ek dink wat baie belangrik is vir ons kykers is om bietjie te verduidelik waaroor gaan dinge. Okay, so dan weer net te verduidelik wat is 'n bull en 'n bear? Okay, wat is 'n bull en 'n bear mark? Okay, so nommer 1, as ons byvoorbeeld gaan kyk na 'n bull mark. So met ander woorde 'n bull of 'n bull market is wanneer dinge goed gaan. So met ander woorde pryse skiet deur die dak. So met ander woorde die marksentiment is goed, ekonomiese groei is goed, resessie is onder beheer, daar's inflasie is onder beheer, rentekoerse is onder beheer, absoluut is net lekker green days. So daar gaan alles net lekker, so ons maak heeltyd 'n geldjie. So eenvoudig is dit. Maar baie kere bullmarkte kan ook baie aggressiewe groei gee. Jy weet wat jy dan basies kan laat lei na herstelling toe. So wat is 'n herstelling? So met ander woorde herstelling is eenvoudig om te sê ja, wanneer iets te vinnig opgeskiet het, sal hy byvoorbeeld hier in die geval van so tussen 8 tot 10% verloor op 'n gegeewe tyd in 'n jaarstip van omtrent 1, 2, 3, 4 kwartale, dan kan jy byvoorbeeld 'n herstelling kry van ongeveer 10% soos wat ons nou gesien het in die laaste 2 weke. So die positiwiteit van 'n herstelling is natuurlik ja, dit skep weer geleentheid, want jy koop nou weer eens die aandeel teen die regte prys wat sy markwaarde eintlik is met 'n vooruitsig van bullmark wat hom dan vir jou basies weer boontoe kan druk. So eenvoudig dan die teenoorgestelde van 'n beermark of 'n bear market is juist dan daai sentiment, daar's druk, daar's ekonomiese druk, daar's nie groei nie, inflasie is hoog, rentekoerse is hoog, werkloosheidssyfer is hoog. So met ander woorde, dan kan jy selfs 'n tendens sien soos 'n market crash, byvoorbeeld. So dinge gaan net nie goed nie. Maar 'n beermark sal byvoorbeeld geïndikeer word van 'n markte wat 20% plus ewe skielik verloor. Okay. So dan word dit noem ons wel 'n market crash. So naby was ons in 'n market crash in die laaste week en 'n half gewees, bitter naby, of is inteendeel in 'n market crash gewees vir ongeveer 48 uur. Nou imagine 48 uur in 'n bullmark, in 'n market crash, wat het jy gedoen daar buite? Okay, wat is die sentiment daar buite? Het jy verkoop? Het jy gekoop? Het jy gewag? Wat het jy gedoen? So dan word dit maar die belangrikste hierso is om te verstaan hoe hierdie 3 elemente werk. So kom ons kyk byvoorbeeld 'n bietjie na die Nasdaq. So die Nasdaq in die afgelope het ek vir 'n lekker statistiek wat ek bymekaar gestel het, hy sal nou kom van die laaste 15 jaar wat hy fisies basies weer presteer het. So as ons kyk die Nasdaq oor die laaste 15 jaar, het ons baie kurwe gesien wat op en af gegaan het en die heeltyd, jy weet, maar sy skuwe gemaak het, maar hy het 'n allermintige minus 20% se groei jaar tot datum. So is dit 'n indikasie van 'n bullmark? Ja en nee, want 'n korreksie sal wel plaasvind. Ja. Okay. Maar waar kom die Nasdaq vandaan en hoeveel aandele is daar op die Nasdaq? So met ander woorde, Nasdaq het ongeveer so 3300 maatskappye. So 3300 maatskappye wat se keuses jy kan uitoefen om jou aandele daar te kan koop. So met ander woorde, van die laaste 15 jaar, as ons mooi gekyk, so 2007 was hulle op gewees, so hy het ongeveer gegroei van 2015 tot en met nou 2025, so die laaste 10 jaar met ongeveer 230% julle. 230% en hy het uitskiet aandele soos byvoorbeeld Apple, Microsoft en Amazon, wat natuurlik tegnologiese aandele op die Nasdaq is omtrent 8 uit 10 van hulle top aandele is tegnologies. Okay. So hoekom sal ons in Suid-Afrika basies weet sukkel met 'n klompie ander aandele as die regte ware groei eintlik in tegnologie lê? So dit is baie eenvoudig. S&P 500. So S&P 500 baie interessant is, dis Forbes 500 maatskappye. So dit is jou 500 grootste Amerikaanse maatskappye genoteer. So baie kere kan dit ook 'n aanwysing wees van hoe die Amerikaanse ekonomie lyk. Ja. En natuurlik jy weet wat daar aangaan. So weer eens S&P 500 is my baie stabiele tipe aandeel. As jy weer eens ook gaan kyk oor die laaste 10 jaar. So oor die laaste 10 jaar het die S&P 500 ongeveer gegroei met 150%. Okay, so 150% en hy's nou huidigelik is hy jaar tot datum 10% af. Okay, daar's jou korreksie. Okay, so dis nie 'n bullmark nie, so met ander woorde daar was 'n korreksie gewees en daar's op baie potensiaal bo-op die S&P 500. En natuurlik as jy na die syfers gaan kyk van 150%, lyk die Amerikaanse ekonomie baie gesond. Jy weet op papier, let wel.
As ons gaan kyk byvoorbeeld na jou FTSE 100, selfde storie, so jou Europese 100 maatskappye wat die grootste daarse genoteer is, maar dit lyk nie so rooskleurig aan daai kant in Europa nie, want Europa het nie groeiende tipe van tekstielaandele of klein tot medium watsamaatsakappy aandele of myn aandeelmaatskappy, daai van goeder sê. So die laaste 10 jaar ongeveer so 40%, maar hulle het 3 groot aandele daar, AstraZeneca, Shell wat met 80% gegroei het oor die laaste 10 jaar en HSBC met 96% net oor die laaste 5 jaar. Okay, so daar's wel uitskiet aandele ook op die FTSE 100. Okay, maar jy moet dit verstaan. So kom ons kom gou weer terug na die JSE toe hier op eie bodem. Hier by in Suid-Afrika het ons natuurlik die JSE allermintige 600 aandele beskikbaar gehad, jy weet 30 jaar terug. Ons staan op 200 aandele. Okay, ons staan op 200 aandele, so ons verloor baie genoteerde maatskappye, maar dit is nie heeltemal as gevolg van 'n ekonomie wat onder druk is nie, dis net eenvoudig, dit word nie gestimuleer soos wat dit in die verlede was nie. Okay, so aandeel moet absoluut gestimuleer word. So as daar weer eens gaan kyk, jaar tot datum is ons omtrent so positief van 6,41. Wys jou vigilant is ons Suid-Afrikaanse markte en buitelandse kapitaal kom nog steeds na ons toe. Okay, maar ongeveer so 65% se groei oor die laaste, kom ons sê 10 jaar saamgestel. So nie iets wat lekker great nie, maar ons het wel ons uitskiet aandele soos byvoorbeeld in mynbou wat ons Anglo Gold het, groot maatskappye soos Naspers en natuurlik finansiële aandele soos First Rand en Old Mutual, wat natuurlik altyd baie top aandele is en wat jy daar kan kry. Okay, so dan as ons weer eens daarna gaan kyk, ons gaan volgende paar weke lekker gesels, ons 'n bietjie donderdag gesels oor samestelling van portefeuilles, en hoe jy lekker mandjie kan bymekaar sit, en onthou, aandele is nie, wat saam, as ons gaan kyk 'n indikasie van ekonomie nie, behalwe die S&P 500. Okay, so dan as ons so daarna gaan kyk, ja en nee, maar jy kan nooit 'n aandelebeurse, kom ons sê 'n indeks gaan gebruik en dit gebruik as 'n indikasie van die ekonomie nie. Hoekom nie? Want daar's baie buitelandse maatskappye wat byvoorbeeld op 'n Suid-Afrikaanse JSE sal kom noteer, soos byvoorbeeld Naspers wat die grootste maatskappy se volume en waarde, maar dit is nie 'n Suid-Afrikaanse maatskappy nie. Okay, so dit kan nie gesien word as 'n indikasie van ons huidige ekonomie nie. Alright, so daai is ons les vandag van die Bull and the Bear show of dan die Bull en die Beer. Ek het 'n vraag. Whether it's a bull market or a bear market, opportunity is always going to be found and people are going to win whether it's the bull or the bear market, right? Ja, there's always winners and losers, maar as ons basies weet gaan fokus en jy het iemand wat regtig waarkundig genoeg is om jou in daai markte basies te kan deursien en jou in die regte tyd ook byvoorbeeld in markte te plaas. Soos byvoorbeeld as jy nou kapitaal het, val inkomste kapitaal is die domste ding om jou kapitaal nou op markte te plaas. Jy gaan dit moet parkeer en dan gaan jy basies net 'n klein bietjie moet uitwag. Tuis, so gepraat van beleggings, daar is hierdie video's wat jy rond te doen veral op sosiale media en alles lyk baie belovend, maar dit klink amper te goed om waar te wees. So kom ons kyk na hierdie video. We are joined by South African entrepreneur Nikki Oppenheimer. Thousands of South Africans over the age of 30 are quitting their jobs and retiring thanks to a new government financial platform. Please explain in more detail how, by investing just 4,500 ZAR, I can start earning 200,000 ZAR per month. I don't know if everyone will get to see this broadcast, but only those lucky enough to watch it will have this opportunity. Dis baie duidelik of dit wil voorkom asof dit kunsmatige intelligensie is. Ek dink dit is nogal maklik om dit vas te stel, maar dit wil voorkom asof daar deesdae elke liewe dag 'n nuwe slenter is. Ja, ek dink dis my skokkend. Want onthou altyd die mense wat die seerste kry is die onkundige tipe van Jan op straat byvoorbeeld, wat absoluut sal inkoop op daai insetsel. Want mense is desperaat vir geld. So daai herinner my byvoorbeeld aan Banksco, want dit was presies dieselfde gebruik gewees van AI. So weer eens, as jy so iets sien en daar is byvoorbeeld prominente figure wat dit uitspreek of dan nou daaroor praat, dan is dit vir jou so belangrik, jy weet, gebruik net Google, so eenvoudig soos dit. Gaan Google dit en gaan kyk of dit legit is, met die mooi Engelse woord. Andersins, skakel net jou adviseer en vra net vir jou adviseer, luister, ek het hierdie advertensie gesien, wat is jou opinie rakende hierdie advertensie? Maar mense, dit is baie belangrik, dat ons meer van hierdie goeders moet wys, juis op hierdie tipe van programme, om seker te maak, dat mense nie seer kry daar buite nie, en dat mense eerder verstaan hoe werk finansies, voordat hulle gaan op emosie, en byvoorbeeld swaar kry, en net nog 'n geldjie wil hê. Ja. Maar met kunsmatige intelligensie is dit al hoe moeiliker om die eg van die oneg uit te ken. Selfs al gaan Google jy Nikki Oppenheimer speech of Nikki Oppenheimer op TV, dit is so maklik nou vir mense om iets te legit laat lyk.
as ek kom by 'n belegging, gaan jy nooit 'n belegging byvoorbeeld op die internet koop nie. Okay. En jy gaan nooit 'n belegging oor die foon koop nie. Jy kan dalk nog korttermynversekering oor die foon doen, maar jy gaan nie 'n belegging oor die foon doen nie. So eenvoudig soos dit. So dit is jou geld waarvoor jy so hard voor gewerk het. Jy het daai persoon interaksie nodig, want as ek jou geld by jou gaan belê en dat jy bestuur dit vir my, het ek nodig om 'n persoonlike verhouding en aanklank met jou te hê. Ek kan nie jou finansiële welbehae bestuur op my manier, jy weet, oor 'n foon of byvoorbeeld AI of wat ook al die geval mag wees nie. So daai persoon-interaksie is so belangrik. Pieter weet dit self. Hy moet 'n persoon gaan sing. Jy weet, hy kan nie net op die radio sing nie. So eenvoudig is dit. Kan ook nie iemand anders stuur want dan lyk dit soos Millie Vanilli. Hoorie maar ek moet ook net vir jou vra as jy nou regtig in iets belê of dit nou op 'n beurs is of whatever. Ons weet nou al van baie slenters en goeders wat in duie gestort het en die Ponzi skemas en goed. Dan moet jy tog ook iemand anders te gaan sien om te sê hier's nou hierdie mense wat my genader het. Dis waar daai vertrouensverhouding in 'n finansiële adviseur ook inkom. Nee, verseker en ek bedoel weer eens ook is baie belangrik ook om jou finansiële adviseur ook selfs aan kruiswoord te sit want daar's baie finansiële adviseurs wat ook net verkoop vir sy eie sak. So een van ons slogans is your advisor looking after your retirement or his own. So eenvoudig is dit. Please look after mine. Ja, maar ons beerthuis is legit. Ja, Dit is ja, vandag. Hy ou beer aan oorkant. Gesels saam met ons op sosiale media @goeiemôre good morning. Dis al wat ons nou dan tyd het vir in terme van die finansies. As jy by ons wil adverteer, stuur vir ons 'n e-pos na sales@creatorsway.co.za. Net hierna vind ons meer uit oor die wêreld van LARPing, oftewel live action role playing. Bly ingeskakel.